I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. Moses had stage fright, and David brought a rock to a sword fight. You picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that devil's... Hallo julle en baie welkom by vanoggend se Sondagoggend boodskap. Dis vir my 'n groot voorreg om saam met julle te kan leer en te kan groei en te kan ontdek uit die woord van die Here wat die waarheid is. Mag dit vir jou 'n lekker tyd saam met jou Here en jou verlosser wees en mag jy regtig ervaar hoe die Gees vanoggend deur hierdie boodskap in jou werk, in jou denke en in jou lewe. Dis regtig vir my 'n voorreg. En dit is weer die Here wat ons groet vanoggend met die woorde genade en vrede vir jou. En dit van God die Vader en die Seun Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees. Terwyl ons so sit of staan of lê, kom ons praat met ons Here, kom ons bid saam. Dankie Here Jesus vir 'n nuwe dag. Dankie dat ons vanoggend ons oë kon oopmaak en u kan ervaar op 'n verskeidenheid van maniere. Dankie vir hierdie boodskap, dankie vir u woord. Dankie Here dat u ons voorsiener, ons versorger, ons hoop, ons redding, ons vesting is. Ons bid dit in die naam van God die enige Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Vanoggend se boodskap kom uit Matteus 12 vers 22 tot 32. Ek hoop jy kon al so 'n bietjie daardeur blaai. Twee ander verse wat ook 'n sterk rol gespeel het is Galasiërs 5 vers 1 en Galasiërs 5 vers 13 in verband met hierdie boodskap. Nou, ons het in die week Pinkster gevier met 3 Pinkster boodskappe en in daardie boodskappe het ek baie gereeld die woord koninkryk gebruik, veral om te verwys na die koninkryk van God. Waar ons leef elke dag op aarde, is daar, kan ons sê streng gesproke, 2 koninkryke rondom ons. God se koninkryk en 'n wêreldse koninkryk. Nou vir baie mense lyk die wêreldse koninkryk dikwels baie meer aanloklik en aantreklik as God se koninkryk. Dit is 'n koninkryk waar ek as mens vry is en met my vryheid kan maak wat ek wil. Ek kan my vryheid aanwend soos wat ek wil en doen soos wat dit vir my goed is. In daardie wêreldse koninkryk sit ek gewoonlik op die troon en gaan dit meestal oor myself. In daardie koninkryk is ek gewoonlik die koning met so 'n paar trone rondom my. Die troon van mag en van geld en van status en van besittings, ag en nog 'n paar. Want in daai koninkryk beteken vryheid om te kan doen wat ek wil. Om in daardie koninkryk te wees en gelowiges land ook in daardie koninkryk beteken dat jy kort voor lank al verder van die Here af sal wees, totdat daar later eintlik geen verhouding meer oor is tussen jou en die Here nie, en jy hom dan later eintlik net glad nie meer nodig het nie. Want as jy redelik alles kan doen en by magte is om jou koninkryk mooi te regeer, waarom dan vir God inlaat wat in elk geval net gaan kom inmeng in hierdie koninkryk waar ek op die troon sit? En dit is ook natuurlik in aansluiting by die Pinkster 'n rede waar ons nie die Heilige Gees sommer toelaat in ons denke nie. Nou die gemors is, ons het vryheid. Elke mens het 'n bepaalde vryheid. En aan weerskante van hierdie lewe waarin ons soveel vryheid het, is daar 2 koninkryke, God se en 'n wêreldse koninkryk. En met ons vryheid kies ons in watter een van hierdie 2 koninkryke ons wil werk en leef en speel. Ons word nie in een ingedwing nie, ons het die vryheid van keuse daar. En Paulus sê in Galasiërs 5 vers 1,
en vers 13, dat ons nie ons vryheid moet gebruik om sonde te doen nie, maar dat ons eerder daardeur mekaar in liefde moet dien. Want daar waar ons met Jesus liefde liefhet en dien, daar gebeur en word die koninkryk van God geplant. So ons moet ons vryheid gebruik om te kies vir die koninkryk van God. Nou kom ons kyk na die koninkryk van God en kom ons vra vir onsself die vraag, wat is die koninkryk van God? As ons aan aardse koninkryke dink, dan dink ons aan 'n grondgebied, aan 'n stuk aarde en daar is 'n koning of 'n koningin wat oor daardie koninkryk regeer en hulle het onderdane gewoonlik, soos byvoorbeeld die Britse koninkryk. God se koninkryk daarteenoor is oral waar sy koningskap of sy heerskappy erken en bely word. God se koninkryk is dus veral oor die harte en die siele en die gedagtes van mense. God se koninkryk is dus 'n geestelike koninkryk. Dit is nie hierdie stuk aarde soos 'n aardse koninkryk nie. Die koninkryk van God is oral waar mense voor Jesus as die koning van hulle lewens buig en hom gehoorsaam en dien. Uit die Bybel uit sou ons eintlik met gemak kon sê dat Jesus Christus die koninkryk van God is. So met ander woorde, daar waar Jesus as verlosser gebring en erken en bely en gedien word, daar is die koninkryk van God. Die koninkryk van God het alles te maak met Jesus Christus en sy koms na die aarde toe. In Lukas 17 dan praat Jesus met die Fariseërs oor die koninkryk van God en dan verwys hy na homself met die woorde, die koninkryk van God is hier by julle. Mense kon hierdie koninkryk van God sien en ervaar wanneer siekes genees is, duiwels uitgedryf is, as Jesus saam met sondaars geëet het en as hy met groot gesag oor God gepraat het. Die koninkryk van God het ook alles te maak met die kerk of die liggaam van Jesus oor die hele aarde heen. Want Jesus is tog die hoof van die kerk. Hy is nie net hoof en koning van individuele gelowiges se lewens nie. Die koninkryk is dus, vriende, in ons as ons God se kinders is, maar ook tussen ons as God se kinders. In die Nuwe Testament byvoorbeeld het die kerk alles te maak met die koninkryk van God. En die koninkryk alles te maak met die kerk, die liggaam van Christus. Dit beteken as ons as Ronde Kerk, as liggaam van Christus, as gemeente besig is met gemeente wees en alles wat daarmee saamgaan, dan is ons besig met die koninkryk van God. Hierdie koninkryk van God het reeds sigbaar aangebreek met Jesus se bediening. Ons sien dit byvoorbeeld as Jesus mense genees, of as hy duiwels uitdryf, of vir mense vertel van God. En dit is ook sigbaar vandag waar God se kinders, ek en julle, saam is en in Christus se naam mense genees en duiwels uitdryf en evangeliseer en sendingwerk doen en in liefde handel daar waar ons met die naam van Jesus en sy wese en sy koningskap besig is. Daar waar ons as disippels van hom optree en mekaar en die wêreld met sy liefde dien. Dit is koninkryk. So ons sou kon sê God se koninkryk is reeds hier. Daar waar Jesus se naam bely word, daar waar ons as disippels van hom optree, maar ons sou ook kan sê God se koninkryk is ook nog op pad. Want as Jesus die koninkryk is, dan is God se koninkryk ook nog op pad wanneer Jesus se seun van God, die seun van God, eendag weer gaan terugkeer na die wêreld toe, dan sal God se koninkryk se ryk finaal sigbaar word oor die hele wêreld. Dan kom die nuwe hemel en die nuwe aarde na vore, waarvan Openbaring ons vertel. Wow, dis kragtig. En ek en julle is deel daarvan. Ons kyk dan bietjie na ons teksgedeelte Matteus 12 vers 22 tot 32, 'n baie interessante gedeelte met 'n baie interessante boodskap.
In die tyd van Jesus was mense baie bewus van die bestaan van onsigbare bose magte. Dit is gesien as onsigbaar in die lug rondom jou en dit het bestaan om mense skade aan te doen. Daarom is uitdrywers baie gereeld ingeroep om mense te bevry van die invloed van hierdie bose magte. Daar is in daardie tyd geglo dat elke mens se lewe soos hierdie huis is waarin daar sekere magte woon. En dis dan by hierdie gedeelte waarby Jesus aansluit as hy praat van die sterk man of die duiwel wie se huise hy beroof. Die bestaan van siektes of gebreke soos blindheid of doofheid is soos ons in die teks gelees het, ook baie keer aan die invloed van die bose toegeskryf. Nou ons lees nie spesifiek in hierdie gedeelte dat Jesus duiwels uitdryf in die blinde en die stom man nie. Hy genees hom eenvoudig van sy gebreke en so ook van die mag van die bose. Jesus erken deur hierdie optrede dat daar hierdie botsing is tussen koninkryke, tussen God se koninkryk en tussen die koninkryk van die bose. Jesus bewys God se koninkryk egter sterker deurdat hy hierdie man genees. God se koninkryk en Jesus as verteenwoordiger van daardie koninkryk is dus sterker as Beelzebul of dan in ons dag die duiwel. Daar is eintlik nie 'n vergelyking nie, God se is oneindig sterker. Jesus het deur sy optrede hier dus hierdie spreekwoordelike sterk man kom vasbind en sy huise kom beroof of die Satan kom verwilder uit die lewens van die mense met wie hy daagliks in aanraking gekom het. Jesus wys hier op hierdie punt dat hy gekom het om die Satan se ryk heeltemal te vervang met die koninkryk van God en ek en julle is dan geroep om dit verder te doen dag vir dag. Daar is 2 reaksies op hierdie wonderwerk wat plaasvind. Die eerste is die reaksie van die skare wat dink of vra, is hy nie miskien die seun van Dawid of die Messias nie, die een wat God gestuur het om sy mense te kom vrymaak nie. Die tweede reaksie was die van die Fariseërs wat aangevoer het dat dit wat hy gedoen het, hy deur die krag van die bose gedoen het. Met ander woorde, hulle beskuldig Jesus dus van iets soos black magic. Jesus wys op die belaglikheid van hierdie argument. Hy sê as ek nou hierdie man se blindheid en sy doofheid genees het en ek het dit deur die krag van die duiwel gedoen, dan is die duiwel se koninkryk mos eintlik verdeel. Jesus sê eintlik dat as hy vir die bose werk en hierdie man uit die krag van die bose genees het, werk hy en sy sogenaamde baas mos eintlik teen mekaar. Jesus vra verder van vir die Fariseërs, wat van julle eie kollegas wat ook duiwels uitgedryf het, het hulle dit dan ook gedoen deur die krag van die bose? Hoe oordeel jy dan nou op die ou end waar die krag vandaan kom, van God of van die bose wat aan die werk is? Ons moet mooi verstaan hoekom die Fariseërs met hierdie argument kom soos wat hulle doen teen Jesus. Hy doen dit deur die krag van die bose of die duiwel. Hulle het baie goed geweet dat die doodstraf wag vir iemand wat hulle aan towery of duiwelsaanbidding skuldig maak. Hulle het dus 'n rede gesoek of maniere gesoek om Jesus te diskrediteer by die skare sodat dit na sy dood toe kan lei. Nou vertel Jesus vir die skare en vir die Fariseërs deur wie se krag hy wel hierdie man genees het. Aangesien ek deur die Gees van God die bose magte verdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot in julle teenwoordigheid gekom. En dit is weer die gedagte van Lukas 17, dat die koninkryk van God oomblik vir oomblik deur Jesus tot by mense of naby aan mense gekom het. Die Fariseërs pleeg sonde teen die Heilige Gees, want hulle skryf God se werk deur Jesus om hierdie man te genees het aan die duiwel toe. Dis onvergeeflik om God se werk op die duiwel se rekening te plaas. Soos die mense in Jesus se tyd, word ek en julle, die gelowiges in vandag se tyd, ook ingetrek by hierdie botsing tussen, of die realiteit van die botsing tussen 2 koninkryke. En dis juis hierdie gedeelte wat ons herinner,
dat in die botsing tussen God se koninkryk en die bose se koninkryk, is nie net God en die bose betrokke nie, maar ook God se kinders, ook ek en julle. Die duiwel staan nie net vir God en vir Jesus en vir die Heilige Gees teen nie, maar hy stel ook sy koninkryk op teenoor my en julle, teenoor die liggaam van Christus, teenoor die kerk. En 'n baie belangrike gedagte in hierdie gedeelte is met watter krag gaan ons veg in hierdie oorlogvoering teen die koninkryk van die bose. Ons kan dit nie uit ons eie uitdoen, uit ons eie krag of vermoë nie. Met watter krag gaan ons hierdie koninkryk van die bose beveg? Met watter strategieë, met watter geestelike strategieë en geestelike resepte en geestelike wapens? Want onthou, dis 'n oorlogvoering in die gees. God se koninkryk is 'n geestelike koninkryk, soos ons voorgehoor het, en so ook die van die bose. En hierdie gedeelte kom leer vir ons dat ons nie nodig het om uit ons eie krag dit aan te vat nie, dat ons dit nie uit ons eie krag kan doen nie. As jy gaan kyk na Efesiërs wat ook sterk praat, Efesiërs 6 ook, wat sterk praat oor hierdie gedeelte, en dan sê, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Dit word die krag en die mag waarmee ek en julle elke liewe aanval en oorlogstryd teenstaan en beveg. Dan ken ons en ons lees, trek die volle wapenrusting aan wat God julle gegee. Dit word 2 keer in die gedeelte herhaal om ekstra klem daarop te lê. Die oorwinning teen die koninkryk van die wêreld, die koninkryk van die bose, is slegs moontlik wanneer ek en julle met God se wapens veg. Ons kan die stryd en die oorlog teen die duiwel nooit in ons eie krag of autoriteit gaan aanpak nie, maar slegs met die wapens en in die krag wat God voorsien. As jou vyand die bo-natuurlike is, moet die krag waarmee hy beveg word nie maar menslik wees nie, maar ook bo-natuurlik, en daarvan voorsien die Here ons. Die duiwel skep onsaglike behaag daarin om kinders van God af weg te verlei en te mislei. Leuns en onkunde gebruik die duiwel om my en julle te bind en ons magteloos te maak. Maar die waarheid van God maak ons vry en wys vir ons die regte pad aan, lei ons op die regte pad. Daarom sê die woord, trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel, soos wat die woord dit aan ons oë breek. Dis hoekom ons ook met Pinkster na kopskuive gekyk het, sodat die Heilige Gees daar kan begin in ons denke. En om dit ook effektief en met krag te kan doen, hierdie wapenrusting aan te trek en op ons pos te kan wees, is dit so belangrik om ons identiteit in Christus vas te maak, want dit word op die ouene van die dag jou status, jou krag, en dan om ook daarin vas te staan, en dit sluit weer aan by Pinkster. Die duiwel probeer konstant om ons denke te beïnvloed of te beheer, sodat hy ons kan wegtrek op so 'n wyse uit God se koninkryk uit na sy eie koninkryk. Die duiwel, vriende, wil so in my en jou denke werk, dat jy naderhand begin dink, man, jy is so skuldig, so sondig, en dan jy is dalk nie werklik verlos nie. My emosies oor God en geloof kan dalk nog skuif, maar wat Christus gedoen het, vir my en vir julle gedoen het, kan nooit skuif of verander nie. Vir Paulus het dit om disipel van Christus te wees en
kind van God te wees, so baie te doen met jou denke wat moet verander. Daarom sê hy spesifiek in Romeine 12 vers 2, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Vriende, dis wonderlik om deel te wees van die Christelike geloof. Dis wonderlik om deel te wees van 'n gemeente en 'n kerk, maar die Christelike geloof, vriende, is nie mini-muis speletjies nie. Dis nie 'n bordspeletjie nie. Dit is 'n realiteit van twee koninkryke wat in opstand is teen mekaar. Die een is natuurlik soveel sterker en klaar oorwin, onvergelykbaar met die ander, maar die ander een is besig om ons te beveg, besig om teen ons op te staan oomblik vir oomblik. Twee botsende koninkryke rondom ons. Die een dikwels meer aantreklik en aanloklik as die ander. Die een lei na die dood en is so gevaarlik, so onveilig, ten spyte van sy aantreklike voorkoms. Die ander een lei na die lewe en is verskriklik veilig. Die een bied dalk vir jou meer skatte op aarde, maar in die ander een lê die skat van die ewige lewe en 'n ewigheid saam met ons koning. Daar is 'n stryd tussen die twee, 'n oorlog. En ons moet kies in watter een ons staan en in watter een ons gaan dien, in watter een ons werksaam gaan wees. Ek sê vir julle, dit vat 'n man met guts om die knie te buig voor God en in God se koninkryk. Want dit beteken, die troon is nie meer joune nie. Al is jy hoe groot en hoe wys en hoe magtig, jy is nie meer die koning nie. Dit gaan nie meer oor jou nie. Dan word jy maar slegs 'n soldaat wat in dienende liefde die knie buig in die koninkryk van God, waar jy die koninkryk bring en veg met guts, opstaan met guts teen die ander koninkryk wat om elke hoek en draai kop uitsteek. Gelukkig het ek en julle die volle wapenrusting, en dis nie eintlik iets wat ons doen nie, dis amper nie eers iets wat ons aantrek nie, dit is wie ons is met die Heilige Gees in ons. Dis ons sin in Christus Jesus deur die Heilige Gees. Jy staan teen die duiwel, of die sterk man waarvan hierdie Matteus 12 praat, alleen in die krag van hom wat sterker is as die sterk man, soos die teks sê, en met die wapenrusting wat God vir my en vir julle gee. Die botsing van die koninkryk van God met die koninkryk van die bose betrek my en jou. Ek en julle is soldate daarin. Ek en julle is deel daarvan. Die geveg is teen ons liefde vir God, ons toewyding aan hom en ons vertroue in hom. Dit wil die duiwel kom wegrokkel. En die vyand se strategie is natuurlik eenvoudig. Kry God se kinders om hulle krag op die verkeerde plek te soek. Laat hulle glo dit gaan oor hulle self. Laat hulle glo hulle is sterk en groot en magtig en het beheer oor mense. Laat hulle glo die lewe gaan oor aardse skatte en posisies. Kry hulle om gemaklik te raak in die verkeerde koninkryk, om hulle skoene in die verkeerde koninkryk uit te skop. Want kort voor lank sal hulle nie eers meer agterkom dat hulle weggedwaal het van God se koninkryk nie, al klink hulle woorde of al lyk hulle dade selfs godsdienstig nog 'n bietjie goed en soet. Want as die duiwel dit in hierdie oorlog kan regkry, om ons van God te verwyder en te vervreem, dan kan hy ons wond en ons seermaak en ons wen vir sy koninkryk. Dan kan hy ons weg van God afrokkel en ons stelselmatig van God vervreem. Maar saam met God en in die krag van God
deur die Heilige Gees wat in ons denke begin en deur ons lewens vloei, is die bose se koninkryk klaar oorwin. Solank ek en julle naby aan ons meester bly, is ons op ons veiligste. By sy voete is ons op ons veiligste, want dis waar ons bekleed word met die wapenrusting, dis waar ons oë oopgaan en ons verstand oopgaan vir ons identiteit. Daar is nie 'n veiliger plek op hierdie aarde as by die voete van Jesus nie, want dis waar ons krag kry, dis waar ons bemagtig word en bekragtig word, want ons moet ook uitgaan in hierdie realiteit van die botsing tussen twee koninkryke en ons moet gaan veg vir God se koninkryk en in God se koninkryk. Hy gee vir ons sy gees en sy woord en die gemeenskap van ander gelowiges van gemeente wees om mekaar hierin te help en te dra en te bemoedig en te ondersteun in hierdie realiteit waarin ons vasgevang is en waarvoor ons geroep en gestuur is. Hy gee dit vir ons sodat ons mekaar deur die woord, deur die waarheid ook kan opbou en ons mekaar kan help om nie weg te dwaal en leuns te glo en so meer nie. Natuurlik is dit nog 'n rede vir die bestaan van die Ronnekerk gemeente en moet ons mekaar daarin versterk. Die een wat my en julle bewapen en beveilig, die een in wie ons is ongetwyfeld onbeskryflik sterker as die een wat poog om ons aan te val. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons deur die krag van die Gees in u koninkryk staande kan bly. Dankie vir Matteus 12 wat ons weer kom herinner aan hierdie stryd wat woed tussen die twee koninkryke. Dankie dat u, Here, ons verlos het en ons kom vrymaak het en ons gered het. Heilige Gees, stuur ons as oorwinnaars in God se koninkryk in en laat ons dit bring. Laat ons Jesus Christus aan 'n wêreld bring wat hom so nodig het. Amen. Vriende, ek hoop julle is gerad teen die koue en as jy gerad is, onthou ook om te kyk hoe jy 'n ander een gerad kan kry. Jy kan nog 'n kombers in die krat kom aflaai of 'n kombers wat dalk te veel is in jou huis aan iemand gee wat dit nodig het. Kom ons rad mekaar ook vir die koue. Mag die Here julle regtig seën met goeie gesondheid, vrede, kalmte, rustigheid en uitkoms. Mag die Here vir julle goed wees. En ja, dit was lekker om vandag saam met julle te leer. 'n Lekker Sondag vir julle. Totsiens. When I